weer terugkom. Goeiedag, ek is Hartley Woord vir Karoo FM, die Karoo se Voice. Ons gaan vandag 'n regstreekse uitsending doen met ons gasspreker, die hoogs aangesiende vrou, mevrou Betty Lawens, wel bekend as die counselor van Wijk 4 in Oegestal. Counselor, ons wil vandag dankie sê aan die deelname wat u tyd kon maak om 'n onderhoud te doen met Karoo FM se Voice, waarvan die gemeenskap op hoogte gehou sal word rondom die verwikkelinge rondom Oegestal. Counselor Lawens, eerstens, hoe sal u aan die DA en die gemeenskap van die Ngobaye Themba sê, omdat die gemeenskap en aan u betrokke party, die DA, sê, omdat hulle u en hulle vertroue geneem het om u te kies as die meerderheidskandidaat vir die Ngobaye Themba? Adli, goeiemôre en goeiemôre aan almal wat kyk en baie dankie dat julle my uitgenooi het om die onderhoud te kom doen. Eerstens wil ek sê baie dankie dat die hulle vertroue in my geneem het, geplaas het om staan as hulle meerderheidskandidaat. Of course, daar was 'n proses waar daar aansoek moes gedoen gewees het en almal het 'n geleentheid gekry om aansoek te doen vir hierdie baie belangrike posisie. Ek het gevoel ek wil my hand opsteek omdat ek weet wat is die challenges van ons mense in ons gemeenskappe. Was 'n eerste term, was 'n 2016 term, was ek 'n PR counselor. Ek is nou 'n ward counselor en ek is bewus van al die probleme wat ons gemeenskappe mee opgeskeep sit. Ek is bewus ook van hoe stadig die munisipaliteit reageer. So vir my was dit is die regte tyd om in so 'n posisie in te kom. Dit is die regte tyd omdat ek verstaan die probleme van ons gemeenskappe, die probleme wat ek elke dag, die briewe wat ek skryf, hoe stadig dit vat vir die munisipaliteit om aandag te gee aan plekke soos die Bakenstraat waar jy my nou naartoe gebring het, wat regtig 'n probleem is, wat so lyk en geen kar kan nie ry nie. En briewe wat ek geskryf het oor die straat om reggemaak te word. So dat ek sê baie dankie aan my party dat hulle my in hulle vertroue geneem het om te sê dat I am capable to stand in this position to fight for the community of Ngobaye Themba. U hartse begeerte wees om iets terug te ploeg vir die gemeenskap, en hoe sal u vir Ngobaye Themba vorentoe sal vat as die meier van Karoo? En wat is die pad vorentoe om positiewe verandering te bring vir ons geliefde dorp Karoo, wel bekend as Ngobaye Themba? Ngobaye Themba, out with dorp Karoo en Middelburg is currently on the brink of collapse. Service delivery is collapsing. Het is goed wat ek hoef vir julle te sê nie, die gemeenskap sien dit, hulle kla oor dit, ons praat oor dit, ons beklei oor dit in die raad. 'n Meier se rol is eintlik regtig om oversight te doen en om administration accountable te hou. En dit is wat nou lek in ons munisipaliteit. As ek kyk net na ons financials en ek kyk na die 2024-2025 unauthorized expenditure is overspending. En ek kyk na die spesifieke department wat verantwoordelik is vir die paaie technical services, sit hulle op 'n 83 million overspenditure. En as jy na die paaie kyk, dan vra jy jouself of wat het hulle geoverspend. As ek kyk na alle departemente se overspenditure, the unauthorized expenditure, van the financial year 2024 to 2025, het dit van 22 million gegaan tot dit staan nou op 226 million overspenditure in all the departments. Maar ons kyk na service delivery, daar is niks wat gebeur nie. So vir my is dit baie belangrik om my oversight rol te speel. 'n Meier het 'n meierkomitee waarvan MMC's wat verantwoordelik is vir al die departments, hulle oversien die departments. En in 'n meierkomitee meeting is waar jy die reports kry van die verskillende departemente af. Hulle vir jou moet kom sê, dit is wat ons gespend het, dit is wat ons reggemaak het, ons het soveel strate reggemaak. Want jy as die meier moet met die reports in 'n council meeting ingaan. En in die council meeting moet jy die reports voorsit. En ek het al baie keer gesien, baie kere dan weet ons meier nie wat in die departments ingaan nie. So die main important thing is om 'n proper oversight rol te speel. En ek dink dit is wanneer daar oversight rol is en mense word accountable gehou en die geld word gespend waar hulle moet gespend word, dan is dit genoeg terugploeg in die gemeenskap, want al wat ons gemeenskappe soek, hulle soek 'n krag wat nie gaan afstraan as dit net 'n paar druppels water val nie. Hulle soek proppe paaie, hulle soek skoon gemeenskappe. En
as ons onze infrastructuur reg kry, dan gaan ons investments kry in al twee dorpe, Middelburg en Kraddock. En as daar investments kom, gaan daar meer mense werksgeleenthede kry, wat currently nie gebeur nie, want baie besighede kan nou nie eers byhou met die shortages van water en die tekortkominge van die krag. Hulle kan nie byhou nie. So dit is baie belangrik dat as the head of the partner, remember, die MM is accountable aan die meier. Hy is die meier is die immediate supervisor van die MM. En at this point in time is dit baie belangrik dat 'n meier in touch is met wat gebeur op die grond. In touch is met wat in die gemeenskappe gebeur. Hoe die gemeenskappe lyk, hoe die paaie lyk. Want daai is goede wat jy jou MMC's moet question. Hoekom lyk Bakenstraat so? Wat is gedoen in die past jaar of maande om Bakenstraat reg te maak? En die MMC kan terugvoering gee aan die meier. Wat is gedoen om dit reg te maak? En dis die challenges wat ons currently mee sit. Ons councillor, hoe sal u dit stem as u gekies gaan word as die meier van die Nubië? Natuurlik met die hulp, soos ons weet, van ons geliefde gemeenskap. Ons weet ontsettend lief die gemeenskap vir u is. U is nie net alleen die councillor van Wyvier nie. Die rede daarvoor is omdat u so groot rol in die gemeenskap speel. Eerstens, die gemeenskap weet al teen die tyd dat ek hulle nie sal disappoint nie. Ek het as 'n peer councillor my bewys, as 'n wijkraadslid nog meer, maar dit is baie moeilik. Dit was vir my, ek het vir iemand gesê nou dag, dit was vir my die toughste 5 years aan diese 5de jaar om 'n raadslid te wees in 'n munisipaliteit waar service delivery laaste priority was. So dit is moeilik want my frustrations currently is die gemeenskap rapporteer goed aan my. Ek skryf briewe, maar niks kom daarvan nie. So vir iemand soos ek wat regtig my hart is in die gemeenskap, van die tye toe ek in die radiostasie gewerk het en vir die koerant gewerk het ek service delivery stories oorgeskryf. Want dit is waar my hart is, om te sien ons gemeenskappe gaan vorentoe. En of course in die raad het ek baie voorstelle gemaak om seker te maak dat job creations, job opportunities is vir ons gemeenskappe. En dit was net alles van die hand gewys. So die gemeenskap weet nou al klaar wie is Betty Lawens, waarvan afkom hulle met my, wat ek kan doen en waar my hande afgekap is waar ek niks kan doen nie, want ek is honest met die gemeenskap. Ek sê hulle, as ek 'n dingie kan opgelos word nie, dan sê ek, dis hoekom ek die groepe gecreëer het, sodat die gemeenskap kan bewus is van wat aangaan in hulle gemeenskappe. So weer eens vir my, hierdie geleentheid is regtig 'n baie groot geleentheid en ek voel dat dit is die regte tyd vir my om in hierdie posisie te stap, sodat daar verbetering kan kom in ons gemeenskappe across both units, Kraddock en Middelburg. Gemeenskap, daar het u dit en was ons regstreekse onderhoud met ons kanselier Lawens van Wyvier en Mugosdal. So dit sal nou al wees en ons sê ook baie dankie aan die deelname wat die kanselier kon afstaan om ons mee te spreek oor wat in die gemeenskap aangee en wat is die rol van die kanselier as hy gekies gaan word as die nuwe meierkandidaat. So ons sê baie dankie aan die kanselier en wag u 'n seënde en 'n lieflike dag. Ja mense, dit was die verslaggewer Ivan Hetloord vir die Karoo FM, die Karoo se. Baie dankie. Baie dankie.